die verkondig is 'n sterk woord. Dis nie, ons het maar gesels oor die evangelie nie, ons het maar so 'n bietjie 'n gesprek gehad, en ons het 'n bietjie gepraat oor die Here Jesus. Hy het dit verkondig. Verkondig is dieselfde as baie naby aan aankondig. Dit kom met gesag, dit kom met 'n dringendheid, dit kom met 'n sekere, daar's nie onduidelikheid daaroor nie. Ek verkondig hierdie dinge aan julle. Dit kom van die koning af, wat ek aan julle sê. Dis nie my woorde nie, dit kom van die koning af. Ons lees vanaf die 17de vers. Maar kom ons bid net eers saam. Ons genadige God, U is 'n goeie en 'n getroue hemelse Vader vir ons. U Seun Jesus Christus is 'n goeie en getroue verlosser vir ons. En ons is dankbaar vir die getuienis van die Heilige Gees, wat hierdie woorde in ons harte waar maak. Ons dank U vir die voorsienigheid, dat U tog 'n God is wat sorg ten spyte van ons ongeloof, dat U 'n God is wat sorg ten spyte daarvan dat ons soms twyfel. Ons bid dat hierdie aarde waarop ons bly, dat U dit nog meer sal seën. U weet wat U skepping nodig het, U weet wat die diere nodig het, maar bovenal U weet wat ons nodig het. Ons het nodig dat ons met die lewende water benat sal word, en mag dit dan ook so wees vandag, dat ons uit hierdie woord uit lees, en dat ons self sal groei in kennis en geloof, in 'n oortuiging, dat U 'n plan het met hierdie wêreld, dat U op pad is met ons, en dat U ook 'n wonderlike roeping het vir almal wat U uitverkies het tot die ewige lewe. Ons vra dan dat U met ons sal wees, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. So, die apostel Paulus is op pad na Jerusalem. Dit is 'n langerige reis, en dit is ook langerig in die sin dat hy by verskillende plekke aandoen. Plekke waar hy voorheen gepreek het, waar hy voorheen gemeentes op die been gebring het. En by al hierdie plekke is daar by hom 'n dringendheid om 'n boodskap by hulle te los. 'n Boodskap dat hulle moet vasstaan in die geloof, en dat hulle nie hulle werk moet agterweë laat nie, dat hulle nie saam die stroom van die wêreld moet gaan nie. En daar is 'n addisionele dringendheid by hom, en dit is dat hy het die oortuiging dat wanneer hy in Jerusalem kom, dat hy probleme gaan ervaar daarso. Alreeds, en ons nou verlede week dit gelees, alreeds was daar 'n aanduiding dat as hy op 'n spesifieke vaart na die beloofde land, na daar waar Sirië is vandag, as hy soontoe sou reis, dat daar Jode wat ook op pad was na Jerusalem, dat hulle hom sou doodmaak. En dit het toe gemaak dat hy omweë geneem het om op 'n ander plek en op 'n ander skip te klim. So dit is
die agtergrond hiervan. En nou kom hy in Milete aan. Hy doen nie aan by Efese, waar hy 3 jaar lank gemeente bedien het, op die been gebring het en bedien het. Hy doen nie daaraan nie, want dit sou hom te veel vertraag. Die skip kom op die eiland van Milete, en dit is so 60 kilometer van Efese af, en hy laat weer die ouderlinge van Efese, dat hy daar is, en dat hy hulle graag te woord wil staan. So daai ouderlinge, hulle klim nou self op 'n ander skip, wat seker daar tussen die eiland en tussen Efese heen en weer gevaar het, en hulle gaan om Paulus daar te ontmoet. En die man wat hierdie dinge neergeskryf het, was Lukas gewees. Lukas, as ons nou lees in die 21ste hoofstuk, die begin so, en nadat ons van hulle losgeskeer het, met ander woorde, Lukas was by gewees toe die apostel Paulus van daai ouderlinge afskeid geneem het. So, Lukas het hierdie woorde opgeteken. En mense, kommentatore lewer nogal op hierdie ding, merk hulle op dat hierdie wat Paulus hier sê, dit stem merkwaardig ooreen met die tipe van aanslag en trant wat hy in sy briewe gehad het ook. So met ander woorde, hier het ons buiten die briewe van die apostel Paulus 'n eerstehandse, kan ons sê, 'n eerstehandse woord van die apostel Paulus aan 'n bepaalde gemeente en ouderlinge van daardie gemeente. Kom ons lees vanaf vers 17. En van Milete het hy gestuur na Efese en die ouderlinge van die gemeente laat roep. En toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle, julle weet hoe ek van die eerste dag af dat ek in Asië aangekom het, die hele tyd by julle gewees het. En die Here gedien het met alle nederigheid en baie trane en beproewinge wat oor my gekom het deur die komplotte van die Jode. Hoe ek niks agtergehou het van wat nuttig is nie, om dit aan julle te verkondig en julle te onderrig in die openbaar en in julle huise. Terwyl ek kragtig by die Jode sowel as die Grieke aangedring het op die bekering tot God en die geloof in ons Here Jesus Christus. En kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem, en watter dinge my daar sal oorkom, weet ek nie. Behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat boeye en verdrukkinge op my wag. Maar ek bekommer my glad nie, en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. En nou weet ek, dat julle almal onder wie ek rondgegaan en die koninkryk van God verkondig het, my aangesig nie meer sal sien nie. Daarom betuig ek aan julle op hierdie dag, dat ek rein is van die bloed van almal, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. So, die apostel Paulus hier doen rekenskap oor sy eie bediening in die tyd wat hy by hulle was. Hy herinner hulle aan hoe dit was toe hy by hulle was. Die feit dat hy die ouderlinge roep, is vir ons iets wat ons nou maklik op ons oorval. Ons lewe soveel honderde jare na hierdie tyd, 2000 jaar, leef ons na hierdie tyd. So vir ons is ouderlinge 'n vanselfsprekende ding, maar ons moet besef dat in die boek Handelinge daar 'n belangrike oorgangstydperk was, waar die apostoliese woord oorgegaan het vanaf die apostels wat aanvanklik gestuur is, na die ouderlinge toe, en dan uit die ouderlinge se geleedere, dat daar lerende ouderlinge te voorskyn kom. So eintlik
as 'n mens streng daaroor dink, is daar net 2 ampte in die kerk. Dit is ouderlinge en diakens. En uit die geleedere van die ouderlinge kry jy dan lerende ouderlinge. So ek gaan nou nie veel daaroor praat nie, maar dit is tog goed om 'n gedagte te hou. 'n Engelse prediker, Amerikaanse prediker het op 'n stadium gesê dat wat die kerk nodig het is a plurality of godly leaders. En dit is beteken hierdie eenmanskerk, hierdie een pastoorskerk, dit is 'n onding. 'n Domineeskerk is 'n onding. Die kerk moet regeer word deur 'n versameling, 'n meerderheid van godly leaders, van ouderlinge. En dan lees jy dit konsekwent deur die res van die Nuwe Testament, hoe die apostel Paulus met Timoteus skryf en hy sê vir hom, ouderlinge moet hierdie kwalifikasies hê, en ek wil hê die manne moet by mekaar kom, hulle moet die leiding gee, hulle moet voorgaan en so meer. So, dit is die patroon wat God bepaal het ten opsigte van leierskap in die kerk. Nie een nie, maar saam moet hulle hierdie ding. En dis 'n baie goeie ding ook natuurlik, want wanneer daar meer as een is, dan, jy weet, die broeders moet mekaar vashou. Want die duiwel is baie lustig. En dit kan so maklik gebeur dat een omval wat voorgegaan het, en ons sien dit baie keer, oor die dominee dit en dit en dit het gebeur, en toe val die hele gemeente in mekaar. Maar nee, as daar meer as een leier was, wat deur God gelei word, self deur God gelei word, dan kan hulle mekaar vashou. So, en nou sê hy vir hulle, dat hy van die eerste dag af, by hulle was, hy was die hele tyd by hulle, hy het die Here gedien in daai tyd, met alle nederigheid, en met trane. So, dit was nie 'n lekker tyd vir gewees nie, dit was nie 'n tyd dat alles maklik gegaan het nie. Daar was 'n sekere ingesteldheid by die apostel Paulus, en baie duidelik wil hy dit ook aan hierdie ouderlinge oordra, manne, nederigheid. Nederigheid is wat nodig is vir 'n ouderling om te dien. Die een mag die ander nie hoër ag as homself nie. Dink aan die Here Jesus se apostels, hoe hulle onder mekaar beklei het oor wie die belangrikste sal wees en so meer. Nederigheid, ek het julle gedien in nederigheid, die Here Jesus Christus het ons gedien in nederigheid. Maar ook baie trane. Hy is homself dikwels beskryf, nie in hier nie, maar elders, die Here, Kyrios, ek is die Here se slaaf. In die ou vertaling wat ek lees, sê die apostel Paulus in die aanhef van sy briewe, diensknegt van die Here Jesus Christus. Maar ek dink die vertaling slaaf is beter as diensknegt, dit sê baie duideliker waarvan ons hier praat. Diensknegt klink bietjie, maar net soort van asof dit iemand is wat 'n betaalde werk doen. Maar 'n slaaf is 'n slaaf, hy verwag geen vergoeding nie, hy doen net wat sy baas verwag hy moet doen. Hy's 'n slaaf van die Here, en hy het geen grond om op trots te wees nie. Sy trots lê in die feit dat hy 'n slaaf is van die Here. Dit is wat vir hom trots gee. So die apostel Paulus skets eerstens sy eie omstandighede, sy eie posisie, en met baie trane wat oor hom gekom het. So, ons lees daarson in Handelinge 19 het ons gelees, die apostel Paulus in Efese kom, presies dieselfde patroon. Hy het nie die Jode ooit gelos nie. Hy het in elke plek, selfs hier aan die einde van die boek Handelinge sal ons dit sien, met elke plek waar hy was, het hy weer eens met die Jode hulle probeer oortuig uit die Ou Testament uit van Christus en Christus se messiaskap en wat hy beteken het. Ten spyte daarvan dat hy geweet het dat hulle elke keer baie negatief gaan reageer. Jy weet, mense is so, en ek is ook waarskynlik so nader aan, dan sê jy los hierdie mense uit. Jy weet,
jy gaan hulle tog nie oortuig nie, los hulle net uit. Nee, Paulus nie. En hy beskryf dit ook in sy brief aan die Romeine, hy sê, ek het hierdie volk van my te lief, ek het hulle te lief, ek kan hulle nie maar net oorlaat aan hulle self nie. Baie aangrypend na Romeine 9, waar hy sy liefde vir sy eie mense gedurig na vore bring. En dit is sy liefde vir sy eie mense wat maak dat hy nie kan stil bly nie. So, en dan kom maar trane en dan kom beproewinge oor hom. En hulle smeet teen hom saam en so meer. Hy sê verder ook niks agtergehou het van wat nuttig is nie, om dit aan julle te verkondig. So, die verkondig is 'n sterk woord. Dis nie, ons het maar gesels oor die evangelie nie, ons het maar so 'n bietjie 'n gesprek gehad en ons het 'n bietjie gepraat oor die Here Jesus. Hy het dit verkondig. Verkondig is dieselfde as baie naby aan aankondig. Dit kom met gesag. Dit kom met 'n dringendheid. Dit kom met 'n sekere daar's nie onduidelikheid daaroor nie. Ek verkondig hierdie dinge aan julle. Dit kom van die koning af. Wat ek aan julle sê, dis nie my woorde nie, dit kom van die koning af. En julle te onderrig in die openbaar en in julle huise, en daar kry ons natuurlik een van die pragtige aanduidings rondom wat van ouderlinge verwag word, of dit 'n predikant ouderling is, en of dit 'n ouderling is, huisbesoek. Nie net in die openbaar, met ander woorde daar waar die publieke erediens is nie, maar ook in julle huise. Ek het gegaan daar waar julle bly. En eintlik as 'n prediker nie huisbesoek doen nie, dan dink ek ook nie dat hy werklik in staat is om behoorlik te kan preek nie. Hy moet daar wees. Hy moet sien wat in die huise aangaan, hy moet sien wat in die harte aangaan, hy moet sien waaroor hulle praat, hy moet sien wat se prente hulle op die muur het, wat se boeke hulle lees, en wat se televisieprogramme hulle kyk en so meer. Wat gaan in die mense se lewens aan, sodat jy in staat is om die Here se woord binne daai persoon se konteks te kan lewer. Hy het twee mense gedagte gehad, vers 21, by die Jode sowel as die Grieke. Met ander woorde, hy het soos altyd met die Jode gepraat, ons lees dit daar in Handelinge 19, maar ook met die Grieke. En dan in Handelinge 19, dan lees jy wat die gevolg is van die bediening wat hy aan die Grieke voorgehou het, en hoe hy hulle afgoderry aan die kaak gestel het, en hoe hy waarskynlik die afgoderry van die Diana, die hemelkoningin wat hulle aanbid het, hoe hy dit aan die kaak gestel het, en hy het aangedring op die bekering tot God en die geloof in ons Here Jesus Christus. Twee dinge, bekering tot God en die geloof in ons Here Jesus Christus. Dieselfde dinge wat die apostel Petrus in sy eerste preek aan daardie mense in Jerusalem gestel. Mense, bekeer julle tot die Here Jesus Christus. Wend julle van hierdie wêreld af en bekeer julle tot hom. En nou sê hy, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem. En watter dinge my daar sal oorkom, weet ek nie. Behalwe dat die Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat boeie en verdrukkinge op my wag. Nou, ons sal nog verder sien in die boek Handelinge, terwyl hy nog op pad is na Jerusalem, dat daar nog weer waarskuwings aan hom gerig was, en ten spyte daarvan het hy voortgebeur na Jerusalem. En ons het verlede keer daaroor gepraat, hoe dat dit in 'n baie opsigte ooreenkoms met daardie laaste reis wat die Here Jesus Christus na Jerusalem gereis het, terwyl hy weet wat se lot daar op hom wag, daar in Jerusalem, en dat hy tog nogtans voortgegaan het. Maar ek bekommer my glad nie oor myself nie. Ek ag my lewe vir myself nie dierbaar nie. So hier sê hy vir hulle, jy weet dat vir hom, hy word gedryf deur hierdie drang wat hy het
om sy werk wat die Here vir hom gesê het om dit te volbring. Die enigste ding wat hy gevrees het, is dat hy was bang dat een of ander omstandigheid hom sal verhinder om sy werk klaar te maak. Dit is baie aangrypend as ons lees daar in die laaste gedeelte van die brief aan Timoteus, in 2 Timoteus 4, hoe hy vir Timoteus sê, Timoteus, weet jy, ek het nou aan die einde gekom, ek weet dat my einde nou naby is, en hy sê, maar ek het my werk gedoen, en ek is die Here dankbaar daarvoor, ek is die Here baie dankbaar, dat dit nie teen my gehou kan word, dat ek nie my werk gedoen het, ek het my roeping volbring. Lees dit in 1 Timoteus 4, vanaf vers 1, hoe hy vir Timoteus sê, Timoteus, en dit wat ek wedervaar het, ek dra dit nou aan jou op, en jy moet preek, ou seun, jy moet preek, tydig en ontydig, en weet die mense gaan nie hou van wat jy sê nie, maar preek, moenie iets terughou nie, en dan hoe hy nou daar vertel van hoe hy nou daar in Rome gevange is, en hoe dat van sy beste getrouste metgeselle hom verlaat het en so meer, is baie aangrypend. En dan sê hy, maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my prediking heeltemal volbring kan word, en al die heidene dit kan hoor. Sy laaste prediking was waarskynlik gewees aan keiser Nero. Was 'n baie sterk aanduiding dat dit die laaste een was, en keiser Nero was op daai stadium die magtigste man in die wêreld. Ek het gedoen wat ek moes doen. Sê, en ek volbring met blydskap my loopbaan, dis vers 24. En die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig, dis wat ek net nou gesê het, vir die evangelie van die genade van God. Kragtig is deel van daai woord verkondig. Nou weet ek, dat almal van julle onder wie ek rondgegaan het, en die koninkryk van God verkondig, dat julle my aangesig nie meer sal sien nie. Nou ja, dit is, as daar nou 'n aanduiding is van hoe belangrik dit is om het ons verlede keer ook gepraat het, jy moet preek asof jy sterwend is, en jy praat met mense wat self besig is om dood te gaan. Daar's nie tyd. Daar gaan nie noodwendig nog 'n geleentheid, hy weet, daar gaan nie nog 'n geleentheid wees nie. En daarom betuig ek aan julle op hierdie dag, dat ek rein is van die bloed van almal. So met ander woorde, as hy eendag voor die Here kan staan, en daar's baie mense aan wie hy die woord verkondig het, Jode, sowel as heidene, en daardie mense gaan verlore, dan is hy nie skuldig aan hulle dood nie. Baie belangrike ding, wat rus op enige iemand wat die Here se woord verkondig. As jy teruggehou het, as jy nie die hele raad, soos ons hierso verder sien, aan mense verkondig het, en jy het genadeboodskapies, en vergifnis, en julle kan maar almal kom soos julle is, julle hoef nie te verander nie, as jy in hierdie en daardie buitehuwelikse seksuele verhouding is, kom soos jy is, die Here vergewe jou, en so meer, jy weet, en gee maar net jou hartjie vir Jesus, en al sulke soetsappighede verkondig, sonder dat jy die verskriklike donker agtergrond van God se komende oordeel oor hierdie wêreld aan mense verkondig het, dan het jy nie die raad van God ten volle verkondig nie. En mense het net aan die slaap geraak en gesis, en hulle saak met die Here is mos nou reg. So, hy sê, ek gaan nie daarvan skuldig wees nie. Ja. En verder binne ons konteks, is dit belangrik dat ons 'n bietjie sal dink oor hierdie woord wat hy sê. Ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Nou in die gereformeerde kerkorde, artikel 68, dit kom hier uit die synode van Dort uit, van 1618, 1619, is daar die opdrag aan die predikante, om die Heidelbergse katekismes te preek, elke Sondag. Hulle praat daar van die namiddagse predikasies. Nou as 'n mens nou
as 'n mens nou die hele raad van God wil verkondig, dan moet jy die Heidelbergse Katekismes sistematies deurpreek. Sondag na Sondag. In die namiddagse predikasies, wat nou in ons vroeëre jare as die aanddienste bekend sou staan. En ons het in my eie bediening het ek die Heidelbergse Katekismes deur die genade van die Here stuk of 3 of 4 keer deurgepreek, van begin tot einde. En dit was vir my 'n wonderlike ervaring, en genadiglik is meeste daarvan opgeneem en is dit daar op ons YouTube kanaal, maar systematies deur die hele raad van God te preek, die leerstukke van die kerk deur te gaan en daaroor te preek. En ek moet sê, dit was vroeër jare tot 'n groot mate die gereformeerde kerk se behoud gewees, dat daar lidmate en ouderlinge was, wat daardie prediking deurgemaak het. En die oorspronklike synode van Dort voeg daarby by en sê, dat hulle die namiddagse predikasies moet onderhou, selfs al zijn de aantal toehoorders zeer min. Net so, zeer min. Sê vir die predikante, hoor hierso, jy moet nie kyk hoeveel mense daar is nie, doen dit. Preek, doen dit. Moenie kyk hoeveel daar mense is nie. En dan gaan daai synode verder, en dis nou in die oorspronklike notiele, en sê hy, selfs al preek jy net vir jou eie gesin, as dit alles wat daai middag opgedaag het, preek, moenie dit, en dit is die ingesteldheid wat die apostel Paulus hier het. Ok, jy sien in sy briewe ook, hy praat oor die wederkoms, hy praat oor seksuele etiek, hy praat oor die samelewing, hy praat oor die bose in die wêreld, hy praat oor die sonde wat in ons in eie lewens is, hy praat oor sy eie swakheid, sy eie sonde en so meer. Maar daar is nie 'n onderwerp omtrent wat nie in sy briewe iewers aangeraak word nie, bo en behalwe die wonderlike genade van die verlossing wat daar is in die Here Jesus Christus. Nou as die Here wil, gaan ons dan nou meer spesifiek kyk volgende week wat sy opdragte nou aan die ouderlinge daar was, die ouderlinge van Efese.